Goeiemôre. Dit is Vrydagoggend, die 23ste Januarie 2025 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En vanoggend praat ons Davos. Davos daar in Switserland, waar elke jaar die Wêreld Ekonomiese Forum bymekaar kom om te praat oor hulle planne en dinge wat hulle gaan doen, en meeste van hulle planne hou niks goeds in vir ons nie. Maar Donald Trump het gister, eergister, het hy sy toespraak gemaak. En soos die een persoon opgemerk het, the shot heard around the world, the great awakening, a week to remember. Nou Donald Trump het nou na Davos gereis en almal het verwag dat hy gaan hierdie globalistiese, onverkose lede, leiers van Davos baie streng aanvat. Maar hy het meer as dit gedoen. Hy het inteendeel die hele Weste, die westerse beskawing aangevat, die maniere van doen aangevat, en hy het ongetwyfeld 'n ongelooflike impak gehad. Ek het die hele toespraak geluister en natuurlik op sy manier, sy baie spesiale manier van praat. Vir die oningeligte persoon sal dit baie keer klink of hy nonsens praat, maar elke sin wat hy gesê het 'n impak gemaak op die een of ander ongegronde toepassing wat van die Wêreld Ekonomiese Forum af gekom het. Hy begin nou ook sy toespraak waar hy sê hy's bly om terug te wees, hy het heel wat vriende daar, maar hy het ook vyande in die gehoor. En dan begin hy met hulle praat en hy is brutaal eerlik in dit wat hy vir hulle sê. Ek dink nie in die geskiedenis het ons 'n westerse leier gehad wat so direk, eerlik en opreg gepraat het nie. Dan bedoel ek ten gunste van die gewone mens. Hy praat dan ook oor die klimaatsfaktore, hierdie sogenaamde aardverwarming, klimaatsverandering. Hy sê vir Europa dat hulle hulself vernietig het, dat hulle het hierdie lelike windmolens of windwaaiers wat daar staan, en alles word in China gebou. En hierdie Europeërs koop dit by China. Dit nadat hulle eie selfonderhoudende kragsentrales, kern en steenkool afgebreek het om sogenaamde volhoubare energie op te wek. En ons sien dan ook dat hy sê, hy vra, het julle al enige windmolens of windkragopwekkers in China gesien? En die antwoord is nee. Maar China vervaardig alles en verkoop dit aan die Weste. Want die Weste wil teen 2030 energie, groen energie hê en glad nie meer van ander energie afhanklik wees nie. Hy sê dan ook vir die mense, julle het in die 60 jare gepraat van die olie gaan nie genoeg wees nie. Dan het dieselfde elites gekom en gesê, daar gaan groot hongersnood deur die wêreld wees. En dan het hulle gekom en gesê, die wêreld gaan in 'n ystydperk in. En toe het hulle gekom met hierdie klimaatsverandering, aardverwarming, en weet nie wat alles nie. En alles was een globale leuen. Hy praat dan direk met hulle. Hy praat met Europa en hy sê vir hulle, Amerika het vir hoeveel jaar sedert die Tweede Wêreldoorlog
julle rug gehad. Die grootste bydrae tot die NAVO of organisasie, bydrae finansiëel, maar ook die militêre mag daarachter. En nou dat hy vra oor Groenland, nou wil hulle skielik met hom oorlog maak. Nou word hy vyand nommer 1 verklaar. Hy gaan in 'n gehaal voorbeelde uit en hy sê, as dit nie vir Amerika was nie, het julle almal dalk Duits en 'n bietjie Japanees gepraat en nie Engels nie. Hy herinner Denemarke wat oorgegee het teenoor die Duitsers. Na slegs 6 ure se gevegte het Denemarke oorgegee. En dit was die Amerikaners wat Denemarke ontset het van die Duitsers af. En niemand in die Weste besef die strategiese belangrikheid van Groenland nie. En dis waarom hy Groenland wil hê. Hy moet hom hê, want in hierdie oorlog van missiele, waar dit meer oor missiele gaan, as wat dit oor die fisiese tankoorlog gaan, het dit van Groenland 'n krities belangrike strategiese punt gemaak. Hy bereik dan ook die punt waar hy sê hulle gaan vir Groenland kry. Hulle sal hom nie militêr aanval nie, maar hulle wil onmiddellik onderhandelings met die Deense regering aanknoop vir die grond. Want hulle het Groenland beheer en dit na die Tweede Wêreldoorlog teruggegee aan Denemarke. Maar Europa besef nie die waarde daarvan nie, doen niks om die mense se lewens in Groenland te verbeter nie, doen niks om dit te ontwikkel, myne te ontwikkel daar tot voordeel van die inwoners nie. En dat daar baie strategiese basisse opgesit moet word. Soos ek vroeër in die week gesê het, dis vir my duidelik dat Trump gaan Groenland kry, ongeag wie wat sê. Hy haal dan ook hierdie groot besighede uit wat huise voor die voet opkoop in Amerika, wat dit onmoontlik maak vir die gewone mense om 'n huis te kan bekostig. En hy sê die voorspoed van 'n land hang nie af hoe ryk die regering is of hoe ryk die bankiers is nie, dit hang af van hoe ryk is die inwoners van die land. So hy het die doekies omgedraai nie, hy het hulle in die gesig aangevat. Dit nadat hy op pad na Davos toe, het Air Force 1 'n probleem opgetel en het hulle omgedraai, teruggegaan uit op 'n ander vliegtuig geklim en Davos toe gevlieg. Daar was nie een amptenaar om hom op die lughawe te groet nie. Hy het hom totaal en al probeer ignoreer. Maar ek dink hy het hulle tot in hulle skoene en voete geskok. Daardie stuk wat sê, the shot that rang around the world. Hierdie is een van die mees belangrikste oomblikke in moderne geskiedenis, dit wat in Davos plaasgevind het. Vir die van julle wat dit nie geluister het nie, sal ek aanbeveel, gaan kry daardie video. Gaan luister na Donald Trump se volledige toespraak. Want op baie plekke klink dit asof hy grappende gewys oor iets praat, maar die boodskap daarachter is hard en duidelik. Nie een van hierdie leiers van Europa en die Weste wat daar in die voorste rye gesit het, kon hom in die oë kyk nie. Hy het nie die roede gespaar vir sekere Amerikaners wat dit bygewoon het, soos Gavin Newsom van Californië wat op sy eie gegaan het om dit by te woon. Nou Gavin Newsom moes ook praat. Nou ons weet hy is heeltemal een van hierdie globaliste, hierdie demokraat. Ons weet Californië gaan dit nie in goed nie en Donald Trump het hom eintlik voor daai gehoor verneder. So dat Newsom se
spreekbeurt weggeneem is van hom af en dat hy toegang geweier is tot die Amerikaanse buitelandse sake gedeelte van Davos om daar in te kom. Nou dit sê vir ons dat dinge is aan die gebeur. Dit wil vir my klink of daar eersdag baie arrestasies in Amerika uitgevoer kan word teenoor die wat probeer het of daarin geslaag het om 'n staatsgreep in Amerika deur te voer met die diefstal van die eleksie in 2020. En as enige iemand nog vir my nou verder sê, ja, jy kan nie vir Donald Trump vertrou nie, ja, hy is maar net een van hulle, hy werk vir die globaliste, gaan luister daai toespraak en besluit self of hy vir enige iemand anders in die wêreld luister, geldmagte of te nie. Ons sien Donald Trump, hoe hy al meer ernstig teenoor Netanyahu optree, daar's 'n besliste aksie. Ons sien dan ook dat sy Board of Peace wat hy gestig het om die United Nations, en nou kan jy maar sê, die oneffektiewe Verenigde Nasies mee te vervang. Hy het nie een westerse of Europese land genooi om deel te word van hierdie Board of Peace nie. Hy het wel Rusland genooi, hy het wel vir Belarus genooi en 'n verskeidenheid van ander lande. Daar's al 10+ lande wat aangesluit het by hierdie Board of Peace. En so bypass hy al die strukture en die stelsels en die beheermaatreëls en die misbruik van geld om mag oor mense en alles te bekom deur hoë interest rates, rentekoerse te hef op lenings wat aangegaan word. Hy is besig om dit te stop, om kredietkaarte af te sny op 'n maksimum van 10% rente vir 'n jaar lank. Daar's 'n klomp goed wat daaroor gaan oor die belangrikheid van die gewone mens, van bo af onder toe en nie van onder af boontoe, waar al die finansies na bo vloei, na daai elite, daai bankiers, die wêreld geldmagte nie. Want dis waaroor die wêreldekonomiese forum gaan, om die hele wêreld te beheer deur middel van skuld, van geld. En Trump is besig om daai proses om te keer. En hy sê onomwonde in sy toespraak dat hy gaan 'n nuwe hoof van die Federale Reserve aanstel in Amerika. Inteendeel, ek het eintlik verwag hy gaan hom demolish, een kant toe skuif, maar nee, hy vervang die hoof. Miskien is die tyd nog net nie reg daarvoor nie. Maar daar is 'n definitiewe plan met wat Donald Trump doen. En hy het letterlik die voete onder hierdie Europese en globalistiese elite, die geldmagte in Londen, het hy absoluut platgevee. So daar's 'n groot klomp denke wat na die gewone mense in die wêreld gaan deurvloei. Hy praat van Macron en sê maar Macron gaan nou nie meer baie lank die president in Frankryk wees nie. En hoe mooi is Macron se brille wat hy dra, die donker brille, want hy het 'n blou oog wat iemand hom gegee het. En daarom dra hy nou die bril. Maar Donald Trump stuur 'n hard en duidelike boodskap na die Europese leiers, deur die manier hoe hy praat en die manier hoe hy optree. En dan vra die mense in Suid-Afrika, nou gaan Cyril ook op hierdie Board of Peace wees. By President Trump about this Board of Directors for Peace. So me, I'm not even looking at my inbox. I've not been invited, so I'm happy to be here. So
Ek smile en ek daaroor om te dink dat Cyril wat in Suid-Afrika is, wat so anti-Amerikaans is, enigstens kon dink dat hy 'n uitnodiging sou ontvang na hierdie Board of Peace toe. Soos hy praat van the Board of Directors, maar is die Board of Peace. So dis waar ek dink dit sal stop, en dis waar ek nog gaan stop vir die naweek met julle. Geniet julle kondensmelk, maak seker jy's ingeteken op die kanaal, maak seker dat julle dit die hou van knoppie druk en die deel knoppie druk sodat die video's weier en weier versprei kan word. En net julle kan dit doen. Ek kan nie my eie goed so doen nie, maar julle kan die algoritme help verbeter. 'n Lekker naweek aan elkeen van julle en ek is dan, as die Vader ons spaar, maandagoggend weer terug by julle.